Dankie Jesus. Amen. Ja, op 'n ligter noot toe ek nou uit die bakke uit klim, toe ek nou my Bibelboek uitgehaal en my vrou sê Chris, besop net dat jy nie jou materiaal lys dalk nou kom preekie, you know. Ja, maar God is goed. Ons kan net roem aan God se goedheid, nê. En ons moet net vas staan. Ons moet net vas staan in die vryheid waarvan Christus ons vrygemaak het, nê. Jy weet, ek gaan nie tyd morsie. Jy weet, ek is mos maar 'n ou van min woorde. Of so dink ek mos nog maar, nê. Maar ek wil net 'n paar goedjies met u deel, spesifiek uit my lewe uit. Jy weet, ons is in hierdie wonderlike woord, die volle waarheid woord, maar dan kom daar soms nog goedjies pad langs, goed wat jou losmaak van die vryheid waarin Christus ons gebind het mee. En ek praat net myself uit vanoggend. Dan sit ek met daai veroordeling of met daai spesifieke gedagtes dat Here, U sê dan U het ons losgemaak. Ons is vrygekoop. Ons is nuut. Maar hier is situasies, goedjies wat nog op ons pad langs kom. En dan sê ek ook vir myself, Here, U woord sê dan ons is in U en ons saam is ons in God verborge. Maar hoekom dan nog kom sulke goed ons pad langs? Hoekom dan nog, Here, wanneer dinge daar is, dan voel ons nog so alleen, voel ons so eensaam. Dan voel ons die situasie waarin ons is so groot of so verhewe dat ons die werklikheid, die goedheid en die grootheid van U ervaar nie. Ek lees in Galasiërs 5 vers 1, nee, waarin Christus ons vrygemaak het. Of kom ons lees net daar. Dit is vir my so powerful, die skrif. Hy sê hier, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Hy sê, laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En ek praat uit my uit, en dit is presies waar ek nog baie keer is, die weer. Baie keer bring ek myself weer onder die juk van diensbaarheid. En baie keer is dit nie uit jou eie, of nie omdat jy dit wil nie, maar omdat situasies nog steeds daar is. Situasies sal nog altyd daar wees. Ons sal nog altyd vaskyk teen die 5 sintuie. Ons sal nog dit sal daar wees. Maar dan kom die vraag altyd by my op. Deur die situasies wat ek sien, wie is ek dan in Christus? Waarvoor het Christus dan gesterf vir my? Waarvoor het sê die woord dan, ons, Christus in my, ek en hom, saam aan God, is ons verborge? Hoekom sien ek dit dan nog nie in my lewe baie keer nie? Want baie keer kom situasies, en weet julle, dit is die moeilikste om vir iemand te vertel God se goedheid, en jy sit self in situasies, nee. En, nou weet jy, ek worstel so met die Here, en dan sit ek daar, ek sê, Here, ek weet, U is 'n groter realiteit as enige situasie. Here, ek weet, U sal, maar hoekom nog steeds, Here? Hoekom, waar maak ek nog fout? Waar is nog die leemte in my, dat die situasies, dat dinge my nog onderkry? En weet jy, Woensdagoggend maak God my wakker. Ek is nie seker was dit 'n droom of wat nie, maar ek word wakker met 'n verhaal, 'n eeulange oue verhaaltjie. En ek wil dit graag met julle deel, en ek dink dit is waar ek my deurbraak gekry het. Die verhaal sê, jare terug het 'n man 'n huis vir hom gebou, 'n baie mooi huis. Hy het tot 'n bovertrek
oral het hy gebou en die huis was op sy netjieste. En toe hy klaar is, die huis klaar gebou het, nooi vir Jesus in. En hy sê vir Jesus, Jesus, ek wil hê jy moet deel wees van my huis. Ek wil hê jy moet deel wees van dit wat ek hier is. Van hierdie tempel wat ek gebou het vir u. En hy vat vir Jesus daar na sy bokamer. Hy sê vir Jesus, hier is u plek. Ek wil hê u moet hier wees. Ek wil 24/7 met u kan deel. Ek wil hê, Here, wanneer ek u nodig het, wil ek hier wees, wil ek na die bokamer kom. En ek wil deel saam met u. En dis wat hy gedoen het. Hy was daar elke keer saam met Jesus gaan bid. Hy was die beste Christen, want Jesus was daar. Jesus was deel van hom. Maar elke keer wanneer daar klop aan sy deur was, 'n situasie, omstandighede, dan het hy vir Jesus in die bokamer toegesluit. En dat hy gegaan, en dat hy oopgemaak die deur, en dan het die vyand hom aangeval. Dan het die vyand hom verneweer, dan het die vyand hom verneder, vertrap, seer gemaak. En elke keer gaan hy terug na Jesus toe, dan hy hy's verslaane, hy's seer gemaak, dan gaan hy na die bokamer toe en hy sê, Here, Jesus, maar u is dan hier. Hoekom laat u dan nog toe, dat die goed met my gebeur? Hoekom laat u toe dat, en Jesus sê vir hom, my seun, as jy moet mooi kyk, ek is deel van die woning, maar jy het my in jou bovertrek toegesluit. Ek het nie volle toegang tot hierdie woning nie. So met ander woorde, en weet jy, dit kom terug na my lewe toe. En ek besef, Here, daai verhaal verwys so spesifiek na my toe. Ek sê self, u het my vrygemaak, u het my vrygekoop. Ek is nie weer onder die jekkie, maar Here, elke keer, hoekom dan elke keer, as situasies daar is, hoekom voel ek dan so alleen, Here? Here, hoekom voel ek dan, u is dan nie by my nie? Hoekom moet ek die situasie alleen hanteer? U is dan hier. Ek het dan gesê, u is welkom in die tempel. En weet jy, God bring my terug met die verhaal, en God sê vir my, maar weet jy wat, Chris, is omdat jy my nie jou volle kapasiteit gegee het om te wees wie ek wil wees in jou liggaam nie, in jou tempel nie. God sê, hy praat met my, hy sê vir my, Chris, ek wil jou alles wees. Ek wil jou sterk man wees. Hy sê vir my, hy vat my na die skrif toe, want hy sê, ons moet wees soos 'n man, wat arm van gees is. En ek besef daai oomblik, ek sê, Here, maar ek verstaan nog steeds nie, ek dien nie dan, ek is dan die go-to person. Here, ek is daar, as mense in nood, bel vir Chris, bid. Chris bid vir my, Chris doen dit, maar nog steeds, Here, omstandighede is besig om my onder te kry. En die Here sê, God sê vir my, maar my seun, dis nie dat die omstandighede jou onderkry nie, jy kry jouself onder, want omstandighede het niks aan jou nie, omdat ek in jou is. Al wat God vra, en vir my, hy sê vir my, laat toe, dat ek elke deur oopmaak. Laat toe, dat ek elke klop antwoord. Laat toe, my kind, dat wanneer jy alleen voel, ek daar is. Hy sê in die woord, Jesus sê dan, kom in my rus. Kom, wees jy kalm, wees rustig. Hou op die go-to person vir almal wil wees. Hou op om daar te wil wees vir almal, maar jy val uit mekaar uit. Jy voel alleen. En ek wil net vanoggend vir julle sê, dalk miskien, as jy so voel, weet net, kom ons laat toe dat Jesus Christus die volledige, die volkome, die alleen reg het op ons lewens, op ons liggame, op ons tempels wat ons binne het. Ek wil net vir julle terugbring, ons was so tyd terug, ek wil dit graag vir julle noem, het ons gaan loop in die waar was hy? Grand Canyon. En weet jy, daar moes ek regtig waar weer vir God ontmoet. Daar moes ek regtig waar weer besef dat alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek wil wees, sou nooit gebeur het
sonder God nie. Weet jy, die ervaring in my lewe was so great dat van die begin af, wat ons begin loop het God ons so deurgedra. Deur die dale af, skere op, rotse deur rivierbanke, deur die val. En weet jy, ek besef dat deur alles het God 'n hulp vir my daar gesit. Ons wat almal saam daar was vir my 'n hulp. En ek het so rustig kom word dat ek het begin vertrou op die hulp. Ek het toe later weer op God vertrou nie. Ek het vertrou, daar is 'n hand wat my gaan optel. Ek het geval, ek het seer gekry, maar nog steeds, my spanmaats was daar. Die grashelms was daar, ek kon vat. As ek my hand uitsteek, was daar 'n hand wat my moes dra. Soveel so dat hulle my moes later fisies dra, want ek kon nie eens weer loop op my voete nie. Ek kon nie staan want my knie sak in een. Maar nog steeds het ek daai gerusheid gehad. Ek is nie bang nie. Ek is saam met God het vir my hulp uitgestuur. Ek is fyn met die mense wat rondom my is. En weet jy, totdat God by die punt kom en vir my sê, maar weet jy wat, Chris, ek gaan nou jou hulp wegvat. Ek gaan nou jou grashelmpies wegvat. Want ek wil jou alleen hê. Ek wil jou bewys dat ek jou Abba Vader is. En die tyd kom dat God se tyd kom dat hy moet besluit dat die hulp moet gaan. En ek is alleen. En ek wil hier vanoggend sê, dit was seker een van my beste tye in my lewe. Toe ek alleen daar in hy vallei lê, hulpeloos, bang, eensaam, vir God bevraagteken, hoekom het jy toegelaat, Here, dat ek begin het met dit, en nou laat U my, en weet jy, ek sê vir pastoor, weet die mooi van alles, toe die son begin sak, en ek lê onder hy bos, en die geroep van die nagdiere begin so uitkom, en dan begin jy tog met hy vrees. Maar deur al hy vrees, sit ek nog met die pyn, sit ek hulpeloos, ek kan nie loop nie, ek kan nie eens vir my optel nie, maar weet jy, op daai oomblik, kom die stem so duidelik na my, Chris, dis presies waar ek jou wil hê. Ek wil van nou af, is ek jou hulp. Ek is daar vir jou, ek is jou alles. Maar nog steeds sit ek met die, maar Here, ons weet nie wat gaan gebeur. Dis nag, dis donker, ek het nie 'n skuilplek, niks nie. En ek pyn, ek het die pynpille nie, niks nie, maar weet jy, en in my gees, in my siel, in my liggaam, begin ek ervaar ek iets gebeur. En ek word stil, dit word so stil dat ek later nie eens weer die geroep van die nagdiere hoor nie. Dit raak so stil in my, dat ek, ek ervaar iets. Ek kan nie vir julle sê wat ek ervaar het nie. Maar ek ervaar iets daai oomblik, wat mense binne in my, is soos iets wat oop, is 'n lig wat inkom, en ek het nie eens krag om te praat, en sê, Here, wat gebeur nou hier nie? Maar so in die ver kan, ek dink dit moes maar seker in my agterkop was, is daar so 'n ritme, 'n stil ritme. En ek lê daai nag, weet jy, daai nag, het ek seker die beste nagrus ooit in my lewe gehad. Daai nag was vir my een van die wonderlikste nagte ooit, want ek kon ervaar hoe ek in God se hand lê. Ek kon ervaar hoe God se liefde, se vrede, se genesing deur my begin vloei. En die nag is ek slaap so goed daai nag. Jessie, ek het een keer wakker geskrik nie. En die oggend skrik ek wakker, ons het nie tyd nie, ek het nie tyd nie, maar die oggend skrik ek wakker
Maar ek sien die son sit redelik ver hoog. En ek probeer die stapkierie nader trek, maar in my hand voel ek voel krag, ek voel power. En ek tel my op, ek skuif my op en ek staan op. En ek staan, dit gaan nou soos, as dit Petrus wat toe Jesus op die water kom, toe sê hy is 'n spook. En ek sê toe, Here, maar kan dit wees, hier staan ek dan nou. Ek kon gister kon ek, hulle moes my dra. En daar waar hulle my neer gaan lê, dit was dit. En ek stap so eentjie met die kierie, en ek kom terug en ek sit die kierie neer en ek begin loop. Ek begin bietjie langer, bietjie verder loop, en ek sê, Here, maar ek voel anders. En ek begin so my moed kry, en ek begin my rugsak pak, en my slaapsak opvou, en wow, ek is, ons het nog, wat is die ding se naam, duct tape, om my bene gedraai, omdat my bene, ek haal het af, en ek begin inpak, maar so en ek sit die rugsak op, en ek sê, Here, regtig, ek staan nog steeds. En ek begin met die rugsak stap, en daar's 'n vallei, is 'n afgrond, en dan begin jy opklim, en ek dink toe, maar soos die vyand mos doen, of soos jou mind is, Chris, jy sal dit nie maak nie af. Dis, kyk hoe lyk dit, maar dan kom die soete stem, ek het jou genees, jy's in my hand, jy saam met my nou, kom ons gaan saam, wow, en ek wil nie sê, ek is deur dat, ek weet, ek kan vandag nie vir julle sê, ek weet self nie hoe nie, maar ek is deur daar, met die rugsak, ek is uit, en ons is besig om, ek klim die laaste heuwel op, en ek ervaar regtig waar, elke tree wat ek tree, hoe sterker ek word, en ek siek is 2-3 meter van die top af, van die laaste piek, sal ek dit sê. Hoor ek mense kom hardloop van agteraf, 5 jong manne. En Joshima, hulle het my daar omsingel, ek het my eers boeglam geskrik. En hulle omsingel my, en hulle vat my sak, en die een ou sê vir my, hoor jy, en hulle praat so mooi Afrikaans, ek begin nog met my gevaarlike Engels, want is mos nou, die mense daar, en daar ons praat so mooi Afrikaans, hulle sê, oom, weet jy wat, ons loop nooit hierdie rigting op 'n Saterdag nie. Hy sê, en ons weet nie hoekom ons hierdie rigting geloop het vandag nie. Maar weet jy, hulle dra my oor, hulle help my oor die berg af, en daar in hardloop, maar ek sê vir hulle, kom ek loop nog steeds, ek wil loop, want dit is so wonderlik om te weet, gister kon ek hier loop, gister kon ek vir myself niks beteken het, en vandag loop ek. En hy hardloop na 'n gebou, ook so 'n paar kilos, gaan kry 'n bakkie, en hulle kom terug, tel my op die bakkie, en gaan deur, ons gaan toe uit tot daar wat ons moet kom. Maar wat ek vir u wel wil sê is, ek sit nog steeds met die gedagte, maar Here, ek verstaan nie, waaroor jy my daardeur moes vat nie, maar God sê, Chris, ek moes jou bring, by die plek waar net ek en jy alleen was. Ek moes jou bring, wat jy nie daar is, verander nie, dat jy weet, jy's nou alleen, daar's geen niemand, dis ek, en is jy, as Abba Vader, laat God soms toe mense, dat jy op 'n plek kom, wat jy werklik eensaam voel. As Abba Vader, laat hy soms toe, dat jy voel, Here, ek was dan nog net goed verander. Here, ek het dan nog net, Here, ek was nog, hoekom nou? Maar ek wil u verseker, dit is die beste plek om te wees, saam met God alleen. Ek wil u verseker, dat, never mind die situasie, even in die dal van 'n doodskaduwee, even al gaan die dood intree, God sal jou nooit alleen laat nie. Die song wat nou eers gespeel het,
sy belofte. God het dan beloof, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. En ek wil vir elkeen vanmôre sê, al voel jy vanmôre het jy verlaat, jy is alleen. Daar's niemand, daar's nêrens om weer te gaan nie. God sê, gee my jou hand, my kind. God sê, kom in my rus, my kind. God sê vir u, laat toe, dat ek die sterk man wees in jou liggaam. Laat my toe, dat ek elke gees wat nie van my is nie, verwyder. Laat my toe, om te renoveer, om heel te maak, om te genees, dit wat jy nog kort. En ek wil jy sê, daar's geen betere ervaring, of, ek is mos 'n Engels mens, daar is nie 'n beter ervaring, of as om met God, in so 'n situasie te wees nie. So ek wil vanoggend vir u bemoedig, ek wil vanoggend vir u sê, never mind wat mense sê, never mind waarin jy sit vandag, weet, God is daar. As jy gaan vashou aan sy belofte, as jy weet, staan net vas in die vryheid wat hy vir jou gekoop het. In Matteus praat hy van, as jou oog verlig is. Wat hy daarmee bedoel, as jou bewustheid op God gerig is. Jou oog is mos jou bewustheid, is dit wat jy sien, dit wat jy ervaar. Maar as dit op God gerig is, gaan geen grasie, gaan geen whatsoever kan vir jou, maar wanneer jou oog in duisternis is, dit is wanneer jou vleesliggaam begin aanvoel. Maar ek wil vir u sê, laat u oog verlig wees, en weet, dat wanneer God, en hoe hy dit gaan doen, sal net hy weet. En ek wil vir u vanoggend net sê, weet net, dat God sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. Al gaan die wêreld hoe woer speel met jou, al gaan jou omstandighede, al gaan wat gebeur, maar wanneer jy in God se rus is, wanneer jy gaan toelaat dat God die sterk man is, dat Heilige Gees die enigste Gees is, en ek praat vanoggend spesifiek ook met myself. Ek sê vir die Here, ek weet nie wat om vir mense te sê nie. En die Here sê vir my, Chris, preek vir jouself. Praat met jouself. Want weet jy, ons gaan deur dinge wat, wanneer jy daar soms alleen lê, dan wonder jy, Here, maar hoe het ek tot hier gekom? Wat het veroorsaak dat ek tot hier kom? En Here, gee my net die way uit. En dis weer eens wanneer ons begin gryp na dinge wat nie die moeite werd is, wanneer ons begin gryp na grashelms, wanneer ons begin eensaam voel, begin vra, ewen vir God bevraagteken. En die Here sê vir my, Chris, ek wil net deel dit met jou eie ervaring, deel dit met hoe ek vir jou deurgekom het, en ek wil vir u sê, soos God vir my deurgekom het, gaan hy vir elkeen van u deurkom. Ons weet baie keer, is ons mos die sterk persone, is ons die mense wat almal na toe gaan. Ons is daai van, ek wil graag vir almal iets doen. En as jy in 'n situasie kom, en jy kyk om jou rond, maar dan moet jy weet, dis presies wat God wil hê jy moet wees. Want God wil daar aan jou bewys, dat ek jou Abba Vader is. God wil daar aan jou bewys, dat jy het geen grashelm nodig nie. Die enigste iets wat jy nodig het, is Abba Vader. So kom ons vertrou vir God, vir soveel dinge in ons lewe. Kom ons vertrou, en ons weet, en ons sê vir hom, Here, help ons, om vas te staan in die vryheid, waarin U ons vrygemaak het. Want soms mislei ons onsself net, soms sê ons, maar sodra iets gebeur, dan val ons terug. Maar ewen deur dit, sal God ons nooit verwyte. Ewen deur, al val ons 100 keer terug, sal God nog steeds sy hand uitsteek, en sê, my kind, ek is hier, my seun, ek sal jou nooit begewe, of verlaat nie. So ek wil vir u sê,
wat hierdie week gebeur, hoe dit gebeur, weet net, God is in beheer. En wanneer jy alleen voel, wanneer jy in hy duister voel, wanneer jy daar sit, en jy hoor die omstandighede, jy sien die situasie op jou afpyl, gaan in God se rus, en weet, dit wat jy weet. Jy weet die mooi van alles, ek sê gestaan vir my dogter, die mooi van alles, ons sit so in 'n pragtige woord, nee. En ons is so, lig van die wêreldbediening, ons is so bevoorreg, dat God 'n man opgerig het, wat hierdie woord aan ons so oopmaak, so eenvoudig maak. En dan sit ons maar nog steeds met ons issues, ons ou klein goedjies. Ja, is nie dat God dit teen ons hou nie, maar ek wil vir julle sê dat, terwyl ons in hierdie woord sit, terwyl ons die waarheid ken, kom ons begin leef dit. Kom ons begin dit ons eie maak. Kom ons weet dat Here, ons is nie doelloos hierdie. Ons is nie doelloos hierdie bietjie. Jy weet, Jesus het nie met 1000 mense. Jesus het 12 mense uitgekies. Jesus het 12 disippels uitgekies. En ek wil vir u sê, God het vir u uitverkies. God het vir elkeen van julle uitverkies om deel te wees van hierdie bediening. En ek wil sê, van nou af, kom ons word sigbaar. Kom ons die min word sigbaar, dat die ander, die sterk man, die Christus in ons sien, en ons sal ervaar. Waar ons, ek sê, Chandra sê, vra vir my, Daddy, hoe sê jy vir iemand wat down is? Hoe help, ek sê vir, weet jy, baie kere jy nie is nodig vir woorde nie, want Christus wat in jou is, nee, as jy verby iemand stap, daai ene begin iets aanvoel. Jy het nie nodig om baie woorde te hê, jy het nie nodig om iemand te gaan bebid, maar weet net wie is jy in Christus. Ken jou identiteit, en weet net dat ons hier as lig van die wêreld, ek wil dit noem, en ek 'n vriend van my, 'n pastoorsvriend van my, het vir my gesê, 'n tydjie terug, sê hy vir my, hy sien dit in die Bybel, hy weet dis die waarheid. Maar, hoekom groei bedieninge nie wat die waarheid preek nie? Hoekom groei hulle nie? En weet jy wat, dit het vir my antwoord vir myself was, Jesus het nie 100 mense gehad, om wonders te verrig nie. Jesus het met die 12 disippels wat hy uitverkies het Jesus soveel, hulle dooies opgewek, hulle siekes gesond gemaak. So ek wil vir u bemoedig, moenie vaskyk teen hoe min ons is, moenie vaskyk teen ons groei dan nie. Want waar lê ons groei? Nie in die banke wat vol gaan word nie, ons groei lê hier. Daar waar ons werk, daar waar ons beweeg, daar waar ons elke dag is, dis waar ons groei is, dis waar mense comfort voel, dis waar mense begin voel, ek wil graag net rondom die ou wees. En hoekom? Want God, Christus Jesus, het ons vrygemaak, en ons gaan nie weer vir onsself onder die juk van diensbaarheid plaas nie. Die juk van diensbaarheid is die moed en die moenie, en ek moet, en ek gaan nie. Ja, kom ons wees vry van alles, en kom ons ken onsself in Christus. En ek wil regtig ten laaste vir julle sê dat die Here is regtig groot. Deur al ons omstandighede, kom ons hou vas. Kom ons weet wie ons is in Christus. Kom ons bid vir mekaar. En ek wil sê dat hierdie week wat kom, wanneer enige situasie op jou pad kom, weet wie is jou, ken jou identiteit. En weet net dat ons Abba Vader in ons is, dat die sterk man, Heilige Gees, laat toe dat Heilige Gees elke situasie aanpak. Ja, ons voel soms ons kan ons eie ding doen, en dan kom ons in elk geval terug verslaane, seer gemaak in die wêreld, verleë, verneder, as wat ons maar net kan in God se rus wees, en weet, Abba Vader, U wat in ons is,
Here, doen wat U goed is. Doen wat U weet wat vir ons elkeen die beste wees. So ek seën julle vir hierdie week, 'n voorspoedige week vir elkeen. Weet dat Abba Vader in elke een in ons 'n standvastigheid gebring het. En weet net dat al gaan dinge hoe donker lyk, al gaan dinge nie gaan volgens ons beplanninge nie. Abba Vader is bewus daarvan. En wanneer u alleen voel, luister, word rustig, gaan in sy rus, sodat u self kan ervaar Abba Vader se goedheid self in ons. So ek wil vir u sê, 'n geseënde Sondag verder, 'n geseënde week verder. Dankie dat julle opgekom het. God seën elkeen van julle. Amen. Amen.